Goeiemôre. Ja, ek wil bietjie praat oor hierdie hele storie oor antisemitisme. Want dit word deur van ons Afrikaanse sosiale influencers gebruik om vir hulle views te kry op TikTok. Dan saan ek hulle so oor antisemitisme. En dit is so verkeerd om antisemitisme te hê of antisemitic te wees en allerhande twak. Nou, een van hierdie ouens wat so 'n probleem is hierdie man. Kom ons kyk na die gemors wat hy vir jou gaan verduidelik. Antisemitisme is 'n siekte, groter en baie gevaarliker as kanker. Ja, die probleem is hier, dis nie die antisemitismetiese gevoel onder die boerevolk, onder die blanke, oor die westerse wêreld heen, wat die kanker is nie. Die kanker is Andries de Tooy en sy soort met hulle Jode liefhebberry, want hulle lek die skoentjies van die Jode. Ten spyte daarvan dat die Joodse staat bewys dat hulle besig is met volksmoord in Sirië, in Libanon, in Wesbank, in Gaza, in Iran. Die Joodse staat is die grootste aggressor in die wêreld vandag. En ons kan dit sien hoe dit gaan in die Midde-Ooste. En as gevolg van dit het die Jode staat en die hele idee van 'n Zionist state geweldig ongewild geraak by enige ou met 'n brein, enige ou wat nugter dink, enige persoon wat na vrede soek en nie oorlog en aanhoudende bloedvergieting nie. Ons is moeg om te sien hoe kindertjies honger ly, Andries, hoe hulle nie kos kry nie, hoe die Joodse authorities hulle skiet in die kop, in die genitals, in die bors. Ons is moeg om te sien hoe die Jode die hospitale platstoot en bom. Ons is moeg om te sien hoe die Jode meer as 200 joernaliste al vermoor het daar in die Jode staat. Ons is moeg vir die apartheid van die Jode staat, Andries. En wanneer ons daaroor uitspreek, want Andries is baie lief om Debore aan te sluit by sy treurmares oor Kolyn en so aan. Nou, as ek daaroor praat, nou is ek 'n antisemitic. Jy sien. Nou ek wil vir julle verduidelik, hierdie ding van antisemitic wees, is iets wat die Jode gebruik om die blanke westerse nasies stil te maak. Hulle mag nie praat teen die Joodse staat nie, hulle mag nie praat oor die volksmoord wat besig is om daar plaas te vind nie, en die bloedvergieting nie, hulle mag nie praat oor die aanhoudende geld en wapens wat gaan daar na die Jode staat toe nie, ons mag nie daaroor praat nie. As ons dit aan die groot klok hang, dan is ons antisemitic. Dan is ons besig met Jode haat. Niks te doen met Jode haat nie. Dit het te doen met reg en verkeerd. En Andries de Tooy weet wat is reg en verkeerd. Maar hy sal dit nie sê nie, want hy's 'n Jode aanbidder, hy's 'n Jew worshipper. So, skaam jou Andries. Want die Jode was baie betrokke, onder andere, by die hele situasie in Suid-Afrika. En wat ons nou sien in die ANC. Die Jode was die grootste hanteerder van die ANC, meer as wat die CIA of MI6 was. Dis danksy die Joodse meddling dat ons die ANC in vandag in beheer het. En die boerevolk is vandag onder hulle voete vertrap. So, dit mag ons nie sê nie. Want as ons dit sê, dan is ons antisemitic. As ons die volk leer oor die rol van die Jode reg oor die wêreld in die val van blanke lande en die demoralisering van die blanke, wel, dan is ons antisemitic. Want jy mag nie daaroor praat nie. Maar is interessant dat hierdie Joodse staat, wat altyd die victim speel, nou, Andries, hulle is die ouens wat geweldig beheer hou oor FSA regering, Britse regering, Kanadese regering, Australiese regering, Europese regerings, geweldig gehou vas, in so mate, dat daar wette ingevaardig is in Kanada, FSA, Australië, hulle druk nou vir Ierland, dat, luister mooi, jy nie mag dit aan die groot klok hang, wat die Joodse staat besig is om te doen in die Midde-Ooste nie. Jy mag nie sê hulle pleeg 'n volksmoord nie. Jy mag nie sê hulle, dis die Joodse bankiers wat die wêreldse geldstelsel beheer nie. Jy mag nie sê die Joodse lobby beheer die FSA regering nie. Die FSA regering is gekaap nie. Jy mag dit nie sê nie. As jy dit sê,
is jy antisemitiek en kan jy toegesluit word. En dit sal ouens soos Andries de Tooy, want hy's 'n volksverraaier, dit sal hom verskriklik bly maak, as hulle so 'n wet in Suid-Afrika kan invoer. Sodat ons ouens soos Deborah en Colleen kan toesluit, né Andries, as hulle die sondes en die skades van die Jodestaat aan die groot klok hang. Want hulle skades en sondes, hulle verborgenhede, hulle agteraf gekonkelry, mag nie aan iemand verduidelik word nie. Ons mag nie daaroor praat nie. As ons daaroor praat, is ons antisemitiek, ons is 'n kanker, ons is besig om die jeug vrot te maak. Andries de Tooy is die kanker. En soos ek sê, Andries de Tooy die boerevolk lankal uitverkoop, want hy sê Jew worshipper, hy sê Joodse aanbidder. En hy sal enigiets doen om die Jode ter wille wees. Al is dit die verraad teenoor sy eie volk. So, ek het lankal al gesien, ou Andries de Tooy is definitief nie een van ons damse eende nie. So, ek gaan 'n video of 2 bysit, dat ons net kan bykom, dat ons kan sien waaroor gaan dit. Dat jy kan verstaan waarmee het ons te doen. Want die Joodse staat is die hoer op die dier. En die hoer op die dier het die beheer oor die konings van die aarde. Dis hoekom daar wette ingevaardig word, dat jy hulle nie kan kritiseer nie. Dan gaan hulle jou toesluit. Nou die een van die belangrike wette wat onlangs ingekom het, is die een teen wat Zelensky wat 'n Jood is. Hy het dubbele burgerskap, hy's 'n Oekraïneer, maar hy's ook 'n burger van die Joodse staat. Hy's 'n Jood. En hy's nie Oekraïneer nie, hy's 'n Jood. En hy het nou 'n wet ingevaardig, dit terwyl hy 'n diktator is. Hulle het 2 jaar laas het hulle verkiesings gehad in Oekraïne. So, hy is 'n diktator, hy's 'n tiran. Hy het wette ingevaardig, waar volgens enige kritiek teen die Joodse staat, kan ons jou toesluit vir 8 jaar. Die militêre polisie gaan jou kom haal by jou huis. So, laat ons net bietjie kyk, waarmee is Andries de Tooy besig met al sy gesaanik? If you live in America, who can't you criticize? Who can't you criticize in America? One bad word about Israel, you were virtually out of politics. Sergeant First Class Jonathan Estridge is a highly decorated U.S. Army veteran with over 20 years of service, but he was fired and placed under investigation for several anti-Israel Facebook posts. A CNN contributor delivered a speech at the United Nations in support of Palestinian self-determination. Less than 24 hours later, CNN was done with Mark Lamont Hill. Brianna Joy Gray, her contract terminated. There should be no doubt that At Rising at the Hill has a clear pattern of suppressing speech when it's critical of the state of Israel. I was being sued for $5 million. Defendant frequently posts anti-Israel rhetoric accusing Israel of controlling the United States and its politicians. I was removed from a religious liberty commission because I dared to speak out against Israel. It's no longer a conspiracy. What Israel wants, Israel gets. I tweeted free Palestine. I dang near got kicked out of the league for it. Did you see that Sean Strickland got banned from the White House for talking about Israel? I'm not surprised at all. When you can't criticize a foreign nation, in fact, that's the only nation you're not allowed to criticize. If you lived in Nazi Germany, you couldn't criticize the Nazi Party. If you live in North Korea, you can't criticize Kim Jong-un. If you live in America, who can't you criticize? The lobby? Yes. On both sides. Right. That's right. You're not allowed to discuss the power of the Israeli lobby in America. That's who's controlling free speech in this country. Here in America, we can criticize our government however much we want. You criticize the government of Israel, you better be careful. Because our government works for them. They barely work for us. Nou, ja, onthou, as ek nou in Suid-Afrika bly, en die ANC vaardig hier 'n wet uit, wat sê ek mag hulle nie kritiseer nie, dan gaan ek tronk toe. Dan mag nie oppositieparty wees wat hulle kritiseer nie, dan gaan hulle ook tronk toe. Die media mag hulle nie kritiseer nie, wel, dan gaan hulle ook tronk toe. Klink dit vir jou redelik? Wel, wanneer mens so 'n land het, dan sê jy, goed, dis 'n diktator wat regeer, dis kommunisties, alle vryheid van spraak is weggeneem, en dit is eintlik al wat die publiek het, is maar vryheid van spraak. Om iets te kritiseer, om 'n optog te hou en te sê, maar ons is nie tevrede hiermee nie. Regering, julle werk vir ons. Ons werk nie vir julle nie. Julle werk vir ons. Julle kan nie wette invaardig teen ons nie. Onder andere om ons stil te maak nie. Maar die Jode mag. Die Jode mag wette invaardig in die VSA, Kanada, Brittanje, Australië, Ierland, Europa, dat hulle nie gekritiseer moet word nie.
Maar dan is hulle mos ook die diktator. Dan is hulle die ultimate diktator, ou Andries de Tooy, die ultimate diktator. Want hulle bepaal wat reg en verkeerd is vir ander lande. En die klein probleempie hier is die Jode haat Jesus met 'n passie. Maar voor ek nou daai deel hanteer, want mens moet nou daai deel ook hanteer in 'n video. Kyk net mooi wat sê hierdie groot Joodse, ek dink hy's Jood van die Jewish Congress van die wêreld of so. Is interessant hoe hierdie mense so baie mag het om vir ander mense in ander lande te gaan besluit wat mag gesê word en nie mag gesê word nie. Luister 'n bietjie na hom. Jews have too much power. Jews control the economy and the media. Jews control governments. We will never eradicate anti-Semitism. Words are not enough. Political speeches are not enough. Laws must be passed, severe, tough, real laws that will put these hate mongers away in prison for a long time.